Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en net voordat ons vanoggend se oggendpraatjies voortsit, wil ek net gou weer by my mede-aanbieders iets uitvind, mede-aanbieders, net dat julle weet, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar julle almal is nou ouers, so ek wil graag weet of julle foto's en video's van julle kinders op sosiale media plaas. Pieter, kom ons begin sommer by jou. So min as moontlik. Ek weet dit het al gebeur, maar ek probeer so min as moontlik. Ek weet nie, ek is net 'n snaakse ou. Ek weet mense is baie nuuskierig en dis baie goed vir jou Facebook following en goed om jou persoonlike goed te plaas. Maar ek weet nie, ek voel partykeer maar net wat daar gebeur tussen ons. En, jy weet, probeer dit maar so special hou as moontlik. Ja, Roos? Ek doen nou minder as wat ek gedoen het toe hulle klein was. I think I'm doing it a lot less now. Ja. And I have started asking them. So James het hierdie naweek verjaar. Ja. En ek het vir hom gevra, mag ek post oor jou 11de verjaarsdag en watter foto's kan ek gebruik? So ek vra nou vir hulle, maar ek doen dit nou baie minder. There's something that's not as like safe as it used to feel. You know, there's a bit of a weird feeling about it. Ek is glad nie sosiale media nie. Jy weet, ek comment op niks. Jy weet, ek's teruggetrokke. Jy weet, in my plek. Jy weet, Ek 'n knoppie druk asseblief. Nee, ek dink ja, ons het 'n reël in ons huis, my vrou hanteer ons sosiale media. Want ons het sommer 'n familieblad ook, jy weet 'n gesinsblad. En ja, ons sal dalk 'n bietjie hier en daar 'n sportfoto opsit, maar dieselfde is Rosanne. Jy weet, so in die verlede toe hulle klein was, absoluut, maar nou dat hulle bietjie groter is meer 'n sportgeleentheid wat hulle sal post, ja. Wel, ek deel graag foto's van my katte. Ek vra nie vir hulle toestemming nie. En Luca. Maar ons deel graag oulike oomblikke van ons kinders op sosiale media. Maar dit kan onbedoelde gevolge hê en die verskynsel staan bekend as sharenting. Ek het iets nuuts geleer. Ouers wat hulle kinders se lewens op platforms soos Instagram en TikTok deel, soms selfs vir inkomste of aandag. Ek dink dis die ander ding wat 'n mens in gedagte moet hou, maar die Amerikaanse regsgeleerde en skrywer Leah Plunkett, outeur van Parenthood, Why We Should Think Before We Talk About Our Kids Online, waarsku dat kinders se digitale voetspoor so vroeg begin dat hulle nie eers die kans kry om self hulle identiteit te vorm nie. Wat dink julle van so 'n stelling? Dit maak tog sin. Dit doen. En mense is net so veral in die, ek weet nie of julle ook so gevoel het toe hulle nou so klein was en like in those early stages you want to post the first smile, you want to post the first solid food, or you want to like have a video up there that they can go to of their first steps and all that kind of thing. So I think in the beginning stages it's tough not to post and want to share everything because ook al is dit lekker goed wat jy post of goed wat dalk bietjie moeiliker is as hulle nou nie wil eet nie of nie slaap nie of daai tipe goed. Mense wil you kind of want to share to make it like relatable and that people can identify with it. So listen, there's that cutie factor. Jy weet die as jy nou sit en ek gee 'n stukkie suurlemoen dalk vir Boetie of Sissie, daai dis vir my oulik. Maar ook nou waar ek is met my kinders wat tieners is, nou volg ek maar wat hulle doen. Jy weet, as ek sien hulle het 'n fotootjie op hulle eie Instagram platform, dan sal ek hom share en sê, jy weet, dis nice. Maar andersins dan bly ek ook maar net kind of dalk 'n familievakansie foto of dit. Ja. Maar ek wil aansluit by Rosanne wat sy ook gesê het, daai identiteit, wat die kind eintlik verloor nog voordat hy sy identiteit kan maak. Ja. Weet, want as jy baie kinders gaan vra van al vandag, jy weet, en byvoorbeeld my middeljarige is so 11 jaar oud en een van die goeders wat hy wil word is 'n YouTuber. Ja. Verstaan, want dit is daai print is amper half daar, want hulle sien dit lyk cool, is lekker, is nice en dit lyk exciting en hierdie YouTubers is massive. Jy weet, so hulle sien dit amper as 'n beroep. Myne wou 'n gamer word, toe sê ek my is al reeds. Blykbaar kan jy geld maak. Maar waar is daai kinders wat gesê het ek wil 'n brandweerman word of ek wil 'n polisieman word of 'n dokter of 'n dokter. Ek sien daai ou in sy uniform loop in die supermark en ek sien hom as 'n icon. Jy weet, en ek wil eendag 'n polisieman word. Ons is in Ek het Suid-Afrika. nog 'n vraag vir julle want ek meen ons gesels nou en julle ek kan nou nie regtig kommentaar lewer nie, maar ek het al baie keer gesien op sosiale media dat mense hierdie emojis ook gebruik om van die kinders se gesiggies weg te steek. Dink julle dit maak 'n verskil? Stop dit net, los dit net. Yeah, I would why do say that? rather just leave it. Like we know you've got a kid, we know you don't really want to show the kid. Just leave the emojis. Like what I will do with an emoji is I will cover the school badge. Like if one of them's gotten an award or whatever, or I don't post what school they go to and whatever because I think that's, for me personally, kind of crossing the line. But then I think, mense soos ons, Pieter, jy's nou hierdie week in die huisgenoot, daar's jy 3 kinders, daar's Lotie.
as ek 'n interview doen, hulle kom na my huis toe en hulle wil foto's van my kind. Fine, yeah. But then it's out there anyway. So how can I kind of be hypocritical about, I'm not going to put it on my social media, but as jy die huisgenoot gaan koop of die kuier, dan is hulle daar. Ja. So dit is 'n moeilike, it's like a bit of a catch-22. Ek dink dit hang af wat jy post, né? Ja. Ja, seker maar wat jy post en hoe jy dit post en hoe jy dit in die wêreld insit. Daar's regtig vir mense wat social media frenzies is. So hulle gaan oorboord. Ja. So daar's ook 'n fyn lyn sê okay, maar ek's 'n normale persoon of jy's 'n persoon wat in die publieke oog is. So dan het jy daai ander exposure wat wel 'n rol gaan speel, maar normale persoon just keep it normal. Jy weet, en dan as jy daai persoon is wat te veel wil hê, dan is my opinie vir jou eenvoudig, maak toe jou laptop, jy is klaar. Baie dankie vir daai ene Thys. Nee, ek sal maar net maak toe jou skermpie hierdie kant. Jy is klaar. Maar ja, dit is 'n baie, it's a very kind of intricate question, and an intricate issue, because you want to kind of do this, but then the other side of it is how safe is it? So ek dink Lea Plank het dalk 'n punt beter hier. Dalk moet ons hom so aanvat. Hoe sal ek voel as ek so iets sien van iemand? Sal ek daarna wil kyk of sal ek dink so, besluit maar jy so as 'n ouer dan. Ja, ons gesels nou social media. Onthou, julle kan vir ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna vind ons uit hoe Dion Daniels trourokke laat trend. As jy daai video's gesien het, weet jy dis snaaks.